Goeiemôre. Nou, as is nou aan. Goeiemôre. Kan almal my hoor? Welkom by ons erediens vanoggend. Ek gaan sommer van die begin af sê. Geseënde en gelukkige Moedersdag aan almal. Al die moeders, al die ma's, ons het eintlik gedink ons gaan minder ma's hê vandag weer dat hulle vroeg uitgevat word vir tee en koek, maar lyk my dit kom na die diens. Die koek en die tee na die diens. Mag dit 'n kosbare dag ook weer eens saam met jou geliefdes wees. Dit is lekker om saam met julle te wees. Kom ons begin ons erediens met 'n toetrede lied. Ons lei ons erediens in lied 177. Here, aan U kom toe alle lof en alle eer. U ken my diepste binneste, Here. U ken ook my toekomspad. U ken my planne. U weet wat my bly maak en bang maak. U weet wat my opgewonde maak. U weet wat my dankbaar maak. Daarom aan U, my hele lewe, al my lof, van nou af tot in ewigheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die leeggraf en die leegkruis gevier het omtrent 'n maand gelede, bietjie meer as 'n maand gelede, die opstanding wat ons almal se lewens verander het. Gaan kyk ons 'n bietjie op watter manier leef dit uit. En ons het die afgelope paar weke gesien dat Jesus vir ons 'n riglyn gegee het na sy doop om ook te sê wie hy wil hê ons moet wees. Ons kom vandag by 'n belangrike beeld, een wat ons baie goed ken. 'n Deel van die bergrede wat ons almal baie goed ken. Twee beelde wat ook die kinders goed mee kan werk. Wees sout en wees lig. En as jy nou vanmôre die opdrag hoor, voordat ons dit lees en voordat ons daarby stil staan, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom? Wees sout, wat moet ek doen? Wees lig, wat moet ek doen? En ek wil hê jy moet dit vasmaak in jou kop en jou hart, voordat ons lees en voordat ons luister. As jy hoor, wees sout, wat dink jy? En as jy hoor, wees lig, wat dink jy? Kom ons lees uit Matteus 5. Matteus 5 en ons lees vanaf vers 13. Ek lees uit die 2020 vertaling in my Bybel op bladsy 6 van die Nuwe Testament. En die opskrif is die bergrede, sout en lig. Dan sê Jesus vers 13, julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander. En so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Ons lees vanoggend net tot hier, geliefdes. Ek wil saam met jou rustig raak in gebed. Voordat ons dit doen, wil ek vir jou 'n byle gee, 30 sekondes vir 'n stil gebed. En dan na so 30 sekondes, dan sal ons saam begin bid. Kom ons raak rustig. Hemelse Vader, Here, vir 'n oomblik haal ek die gedagtes uit my kop uit wat my deur die week besig hou. Dit gebeur te min, Here. Ons raak te min
net stil. Selfs as ek U loof en prys, dan gebruik ek woorde of ek sing saam met liedere. En soms is my gebede so vol versoeke, Here, dat daar nie eens plek is vir kommas en punte nie. Dis wanneer ek stil word voor U, dat ek weer voel, hoe dit voel om geborge is, soos 'n kind by U te voel, Here. U ken my hart. U weet waarmee ek sukkel. U het vir ons die 10 gebooie gegee om ons lewens daarvolgens in te rig. As ek mooi na myself kyk, en bid ek U nie altyd as die enigste God nie. Daar is te veel bygode en afgode in my lewe, Here. En ek buig baie keer voor goed waarvoor ek nie moet buig nie. En ek gebruik baie keer U naam op 'n manier wat nie U grootheid besin nie. En ek bring baie keer U Sabbat deur soos enige ander gewone dag, sonder om stil te raak voor U. En ek bewys nie altyd eerbied aan my vader en my moeder nie. Ek pleeg soms moord, al is dit net met my tong, en ek pleeg soms egbreek, al is dit net met my oë. En ek steel baie keer, Here, al is dit nie iemand se vrede en rus. Ek lewe soms met leuns op my lippe, getuienis wat verdraai word. En ja, Here, ek is baie keer so vasgevang in die goed wat ek begeer, dat ek blind is vir die goed wat ek het. Dankie vir U genade. Dankie dat U met my besig is. Dankie, Here, dat na elke berou daar vergifnis is. Dankie, Here, dat U nie met ons maak wat ons met mekaar maak nie. Dankie dat U vir my goed is. Dankie dat daar mense in my lewe is wat my liefhet, wat my wil ken, wat deel is van my lewe. Dankie vir die voorreg wat ek het om by U gawes te kry en talente en kansse en geleenthede en uitdagings. Here, gebruik ook hierdie erediens om met ons te werk. Die goed wat nie tot U eer is nie, die goed wat my van U af verwyder, die goed wat my laat wonder, is ek werklik 'n kind van U? Dankie dat U met ons besig bly. Ons bid dat U ons sal lei ook, dat hierdie woord sal posvat, en dat dit wat U vir ons gesê het, ons is, regtig sigbaar sal wees in ons lewens. Amen. Philip die Wister sy saadjies gelos het. Het is lekker as ons jong klomp ook saam sit. Ek weet nie van jou nie, maar nat sement het 'n aantrekkingskrag wat jy nie met woorde beskryf nie. 'n nat stuk sement wat so pas gegooi is, dis bitter min mense wat daarby verby kan loop. Jy sal vandag nog verby sypaadjies loop of stoepe waar daar klein handjies in is. En as jy gelukkig is, net 'n paar hondespore. Maar gaan staan jy stil by nat sement, dan kom jy agter, dis nie net klein handjies en hondespore nie. Daar's baie keer groot hande daarin gedruk. En baie was daar 'n skerp stokkie gevat en 'n naam neergeskryf en 'n datum. Want die geleentheid was daar. Jy stap by 'n nat stuk sement verby en jy kom agter daar's 'n kort vensterperiode waar jy jou merk kan maak. As daar 'n paar ure verby is, kan jy dit nie meer doen nie. Dis 'n kort stukkie tyd waar jy jou afdruk kan los, waar jy jou unieke afdruk kan los vir geslagte wat kom om te sien jy was op daai oomblik daar. Nou weet jy wat? Eintlik werk die lewe ook so.
Ek en jy kry elke liewe dag 'n nat stuk sement voor ons. Elke dag. En jy los jou merke en jou afdruk op daai nat stuk sement. Dis eers as jy omdraai na 'n week, 'n maand, 'n jaar, 10 jaar, 20 jaar, dat jy sien hoe daai stukke sement agter jou lê en hoe hulle lyk en wat op hulle gelos is en wat agtergebly het. En baie keer met die omdraaislag voel 'n mens jy kan 'n pik vat en baie van daai stoepe gaan uitkap. En die goed wat op daai sement lê, die afdruk wat ek gelos het, is nie iets waarmee ek my wil assosieer nie. Is nie iets wat mooi lyk nie. So die vraag is nie of jy 'n merk gaan los nie. Die vraag is, watter merk los jy elke dag op jou sement? Is dit tot eer van die Here? Is dit opbouend? Is dit goed? Is dit dankbaar? Is dit mooi? Beteken dit iets vir iemand anders? Wat ek eintlik wil vra, los ek en jy die spore van 'n ware koninkrykskind op daai nat stukkie sement wat jy elke dag kry? So van koninkryk gepraat, op 'n stadium kom 'n man met velle aan sy lyf, vreemde karakter uit die woestyn uit. Hy leef van sprinkane en veldheuning. Sy naam is Johannes die Doper en hy sê, bekeer julle, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy sê eintlik, bekeer julle uit die Grieks uit, die koninkryk van die hemele is op hande. Dis hier. Hier gaan iemand kom wat voorloop, en hy het nie geweet, hy gaan hom doop nie. En hy bring 'n nuwe koninkryk, en ek en jy gaan hom volg, en in sy leiding gaan ek en jy koninkrykskinders word. Nou, ek weet nie of mense hulle aan hom gesteer het nie. Ek wil vir jou sê, as iemand velle aan die lyf het en hy leef van sprinkane, weet ek nie of ek hierdie ou se woorde sou vertrou het nie. Hy lyk so 'n bietjie af, hy lyk so 'n bietjie eksentriek, hy lyk so 'n bietjie asof die woestynsol hom kom bykom, maar hy bly staan by sy woord, die koninkryk van die hemele is op hande. En nou kom Jesus. En in Matteus 4 vers 17 sê hy presies dieselfde. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk van die hemele is op hande. Die woord wat gebruik word, ekitso, beteken, die koninkryk van die hemele is naby teenwoordig. Hy steer aan. En ewe skielik begin vreemde mense hom volg. Mense wat nie gewoonlike uitnodiging sou kry nie, kry 'n uitnodiging. Mense wat nooit gedink het, hulle sal gekeer word om na 'n rabbi te luister nie. Hoor die woorde, volg my, stap saam. Vissermanne eenvoudig, tollenaars. Sondaars kry die voorreg om 'n nuwe identiteit te kry. Koninkrykskinders. En dan sê hierdie Jesus, kom sit hier, ek wil vir julle gaan vertel. Ek wil gou vir julle vertel wie hulle regtig is. En dan vertel hy vir hulle van hulle karakter. Geseënd is jy. Want jy gaan vergewe, jy gaan nie jou dood dra aan woede en wrokke nie. Geseënd is jy, want jy gaan lief hê, jy gaan nie haat nie. Geseënd is jy, want jy gaan fokus op al die mooi goed wat met jou gebeur en nie altyd vaskyk teen die goed wat jou bang maak en kwaad maak nie. Geseënd is jy, want jy gaan vrede najag en nie altyd 'n klein oorlogie wil begin nie. En dan kom Jesus en hy verduidelik nie net wie hulle is nie. Hy verduidelik ook wie hy wil hê hulle moet wees. Wat hulle moet doen. En dan verduidelik hulle vir hulle, kom vertel gou vir jou wie jy regtig is. Jy is sout en jy is lig.
Dis jou eienskappe. As jy 'n CV moet skryf, gaan dit bo-op staan. Ek is sout en ek is lig. En dan kom hy soms terselfdertyd en hy sê, as sout sy smaak verloor, hoe gaan hy weer sout word? As sout sy smaak verloor, word dit by die venster uitgegooi, dit word buite toe uitgegooi, dit beteken niks nie, dit word deur mense vertrap, en ek gaan net nou vir jou sê, hoekom hy dit sê. En julle is die lig vir die wêreld, sê hy. 'n Stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. En as jy 'n lamp opsteek, sit jy hom nie onder 'n emmer nie, jy sit hom op 'n staander, sodat die lig wyer kan strek. Want jy sout vir die aarde en lig vir die wêreld. En dan kom die opdrag en ons gaan daarmee afsluit. Laat jou lig so voor die mense skyn, dat twee goed gebeur. Dat hulle jou goeie werke kan sien, maar dit stop nie daar. Dat hulle God kan verheerlik, deur jou goeie werke te sien. Nou wil ek vir jou sê, soveel inligting, 4 versies, baie inligting, dit omskep my en jou, ons karakter, ons binneste, ons eienskappe, jy's sout, jy's lig. Nou kan 'n ou dink, maar hoor nie, ek het dit al voorheen gehoor. Dit werk partykeer so as 'n boodskap in die Bybel oorbekend is. Weet jy al wat volg en jy sny jouself af, want jy het hierdie woorde al voorheen gehoor. En dan hoor ons preke oor sout, hoor die Gees smaak in die ouens hier om jou, en gaan skyn jou liggie, amen. Wees hierdie lekker spice vir die choppie, en gaan skyn jou flits in die donker, amen, dis dit. Eenvoudig. En omdat dit eenvoudig is, en ons het al gehoor het, luister ons nie hierna. Maar kom ons van die woorde terug konteks toe. Die eerste ding van sout en lig in die Bybelse tyd was nie algemene goed nie. Was nie iets wat jy sommer elke dag die kas oopmaak en hier staan die soutpot en jy druk die knoppie teen die muur en hier gaan die lig aan nie. As jy sout en lig gehad het dit met jou goed gegaan. Jy was bevoorreg. Jy was eintlik skatryk. Kom verduidelik oor lig. In daai tyd die huisie se venstertjies baie klein, wat jy probeer om die hitte buite te hou. Hoe groter die venster, hoe vinniger kan die hitte in die huis inkom. So jou venstertjies was bitter klein, want jy wil die hitte buite hou. Huisies was altyd, selfs in die middel van die dag, skemer donker en hopelik koel. Maar nou daai klein venstertjies nie net die lig buite nie. Dat hou die hitte buite, maar elke sonstraal kom ook nie in nie. Met die gevolg dat daai huisies vinnig donker geword het. Die skemerte was nog nie eers met jou nie, op daai huis was pik donker. En nou, hoe om lig te maak? Nou, jy gryp die videoetjies en die blits en die gaan jy. Nie so maklik nie. Klein lampie. Bietjie olyfolie, want olyfolie was ook duur en skaars. En hoe kry jy ding nou in die gang? Party ons het 'n flint gehad en 'n klip wat jy goed mee, 2 klippe wat hulle vonke mee gemaak het, maar gewoonlik het jy gehoop iemand in die straat het 'n vuurtjie wat hulle die dag gestook het, sodat jy 'n vlammetjie kon gaan steel. Jy kon daai lampie ook nie lank laat brand nie, want die olyfolie was ook skaars en duur. Jy het die lampie laat brand om iets te eet, miskien vinnig te gesels, en vroeg was daai lampie dood. Met moeite aangesteek, vinnig doodgemaak. As jy lig in jou huis gehad het, was jy bevoorreg. Sout was onbekombaar. Sout was partykeer die mense se salaris. Sout was gebruik om mense te betaal. Sout was nie net 'n smaakmiddel nie, maar ook 'n geneesmiddel. Jy het sout op wonde gesit. Dis partykeer al wat hulle gehad het, veral vir diep wonde. In die Romeinse tyd was die Romeinse soldate
met sout betaal. Die Latynse woord salarium het soutgeld beteken. Ons woord salaris is vandag daarvan afgelei. Dis hoe kosbaar sout was, saam met lig. As jy 'n kontrak met iemand aangegaan het, het jy saam 'n stukkie sout geëet, dan was die kontrak bindend. Die tweede ding wat jy kon doen, jy kon voor mekaar staan en elkeen 'n knippie sout vat en oor hulle skouers gooi, dan was die kontrak ook bindend. Sout het 'n kontrak bindend gemaak, nie 'n handtekening nie. En daarom lees ek ook van 'n soutverbond in die woord. Ons lees daarvan Numeri 18 vers 19, waar God vir Aaron sê, jy en jou nageslag sal altyd die priesters wees, en 'n deel van die offer sal altyd na julle toe gaan om julle te versorg. Dis 'n soutverbond. Dit beteken, hy word nie bederf nie, hy staan vas. Niks gaan hom ongeldig maak nie. Jy hoor baie keer as mense trou, hulle sê hulle gaan 'n klomp sakke sout saam opneem. Dit hy hierop. Hierdie kontrak is onverbreeklik, deur dikkende in moeilike en maklike tye, vreet ons hierdie sout saam op, want dis ewig en dis vas, en dit kan nie vertroebel word nie. Maar nou hoor ons by Jesus, julle is sout, julle is lig. En dadelik as mense aan sout dink, dan dink jy aan smaak. Ek hoor baie keer die ouens kerm oor die kiwi kos, wat nie te veel sout in het nie. En ek weet ook onder ons, is daar manne wat aan sy potjie braai sout glo. Niks anders dan nie, my braai sout. So dis 'n deel van ons lewens, die smaak van die sout. Maar smaak van sout was 'n bysaak in die Bybel. As iemand hierdie gedeelte gebruik en sê, wees jy die sout, gee smaak aan die lewe, vat hom met konteks uit. Sout was nie net betaalmiddel, smaakmiddel, geneesmiddel. Sout was juis 'n serveermiddel. Sout moes goed bewaar. Sout moes die vrot weghou. Dit was die groot taak van sout gewees. Dit het alles bewaar. Sonder sout het jou kos vrot geword. Sonder sout het jy heen gegaan binne 'n paar weke. Maar nou is daar 'n probleem. Omdat sout so duur was, en omdat jy dit nodig gehad het om te leef, om jou kos te bewaar, om die vrot weg te hou, om verval teen te werk. En jy kon dit nie altyd kry nie, want jy altyd die vermoë gehad nie. Het ouens 'n plan gemaak om die dooie see, wat redelik sout is, het hulle dan stukke grond uit die grond uitgebreek, klompe grond met sout binne-in, wat hulle huis toe gevat het. Groot foutjie. Daai sout was bitter. Gewone sout het 97% natriumkloried, daai sout het 30%. Daar's baie onsuiverhede, daar's baie ander minerale, magnesium, bromied, sink. Jy kon daai sout nie eintlik op jou kos gebruik nie. Dit was bitter. En dan was die goed aan die een kant klewerig, aan die ander kant, as dit wel droog geword het, as hierdie sout uitgeloog het, het 'n fyn wit poeier gevorm. Dit het gelyk soos sout, maar dit was nie. En al wat jy met daai goed kon doen, was om by die venster uit te gooi. En uiteindelik daar waar dit geland het, as dit modder geword, het daai goed die pad kliphard gemaak, sodat mense dit kon vertrap, sodat mense daaroor kon loop. Hierdie boeie kon niks bewaar nie, niks preserveer nie, niks gesond maak nie, niks smaak gee nie. Maar as jy dit uitgegooi het, en dat het geland op 'n plek waar daar modder is, het dit die plek redelik styf gemaak. Die grond was styf gemaak, sodat jy daaroor kon loop, sodat mense daarop kon trap. Die ware Jakob was onbekostigbaar. Grieke het sout die geskenk van die gode genoem. Romeine het gesê, hulle het 'n spreekwoord gehad, al wat jy nodig het,
is sout en son. Maar nou sê Jesus, julle is die sout vir die wêreld. Twee goed wat dadelik opkom. Jy is kosbaar. Jy is kosbaar. Jy is duursaam. Jy is 'n voorreg in ander se lewens. Maar pas op, dat jy nie so sout lyk en eintlik wat poeier is. Pas op dat jy nie nutteloos word, weggegooi word, uitgegooi uit 'n klein venstertjie, sodat ander op jou kan trap. Wat maak Jesus? Hy maak sout deel van ons identiteit. Is nie 'n rol wat jy moet speel nie, is nie 'n gewoonte nie, is nie 'n gebruik nie, is nie 'n leefstyl nie. Dis wie jy is. Dis jou identiteit. Jy sal voortdurend sien die Here leer ons wie ons regtig is. Die Here leer ons hoe hy ons sien. Maak nie saak wat die wêreld van jou sê nie. Ek sê vir jou, sê Jesus, jy is sout. Daar staan nie word sout of probeer om sout te wees nie. Hy sê, jy is sout. Tweede ding wat belangrik is. Sout in 'n soutpot beteken nie veel nie. In elkeen van ons huise is daar vandag 'n soutpot. Van ons gaan redelik diep in die soute en daar's 'n klomp soute. Maar sout in 'n soutpot beteken niks. Dis eers as jy daai ding oopmaak en uitgooi dat hierdie ding 'n rol begin speel en doen wat hy veronderstel is om te doen. So dalk nie ek sê vanmôre, die Here sê ek is sout, dis my identiteit en dis my karakter. Maar die goed word nie sigbaar in my elke dag se lewe, in my doen en late nie. Sout gee nie net smaak nie. Sout bewaar. En ewe skielik besef ek is sout ook om te bewaar. Ek is sout om vrot teë te werk. Ek is sout om verval te keer. Ek is sout om te perseveer. Partykeer hoor ons met die wêreld 'n beter plek maak. As ek dit hoor, wil ek amper teen 'n muur vashardloop, want ek weet nie waar om te begin nie. Kom ons maak die wêreld 'n beter plek. En partykeer voel ek, my invloed is 'n teelepeltjie sout in 'n Olimpiese standaard swembad. Beteken nie veel nie. Dis nie wat Jesus vra nie. Jesus vra nie, maak die wêreld 'n beter plek nie. Jesus vra nie, red die wêreld nie. Hy het dit reeds gedoen. Die koninkryk is op hande. Ek is die koninkryk. Ek werk in die koninkryk. Ek werk met die koninkryk. Ek het die wêreld kom red. Wees jy net sout. Jy hoef nie die wêreld te red. Wees jy net sout. Gaan staan die verval teë. Gaan bewaar wat heilig is. Gaan werk die nie vir op. In jou klas, by jou werk, by jou huis. As jy by 'n vertrek instap, moet die gesprek nie vuiler word nie. As jy by 'n partytjie opdaag, moet die partytjie nie dronker word nie. As jy by 'n geselskap aansluit, moet die spanning nie meer word nie. As jy om 'n tafel gaan aansit, moet die donkerte nie saamkom nie. Wees sout.
hy vir jou gegee het. Begin by genade. Begin by vergifnis. Begin by geduld. Jy sien, sout maak nie 'n groot lawaai waar hy werk nie. Sout kondig homself nie aan nie. Sout tree bewarend, perseverend op. En ewe skielik besef mense, ek hoef nie die wêreld te red nie, ek kan dit doen. Ek kan dit doen in my klein kringetjie waar ek beweeg, waar ek besig is, met mense met wie ek praat, met mense wat onder dieselfde dak as ek bly. Ek kan sout wees. Ek kan lig wees. Een huisie se lig maak nie 'n groot verskil nie. Sit 'n paar huisies langs mekaar teen 'n berg. En jy kan daai lig nie uitdoof nie. Maar nou kom 'n mens agter, die Here kan nie genoeg waarsku nie. Pas op dat jou sout nie sy sout verloor nie. Pas op dat jou lig nie eintlik donker is nie. Ek hoor mense wat sê, as jy hulle ontmoet, jy sal van hulle agterkom, jy moet nie met my sukkel nie. Dan wonder ek altyd as iemand dit vir my sê, wat van Jesus sien jy waar in jou lewe? As iemand vir my sê, moet nie met my sukkel nie, almal sal vir jou sê, dan wonder ek altyd, wat van Jesus sien jy waar in jou lewe? Ek kry mense wat sê ek is 'n Christen, maar daar's nooit 'n glimlag op die gesig nie. Jy kry mense wat ander moet afbreek, sodat hulle kan uitstyg. Wees sout. Wees lig. Dis die Here se opdrag. Op 'n stadium sê Jesus in Lukas 11 vers 35, gaan lees dit gerus, wanneer hy hierdie selfde gedeelte, dan sê Jesus, pas op, dat die lig in jou nie donker word nie. Pas op dat jy nie dink by jouself, jy versprei lig, maar dit is eintlik duisternis nie. En dan kom hy en sê, laat julle lig voor die mense skyn, twee goed. Aan die een kant sien hulle jou goeie werke, stop nie daar nie. Ek doen nie hierdie ding om employee of the month te wees. Gaan skyn jou lig sodat jou goeie werke kan wys, sodat God verheerlik kan word. Dis waarby dit uiteindelik uitkom. As 'n laaste gebruik van sout, en ek was lank aan die gang besig vandag, ekskuus. Weer eens 'n ou spreekwoord, jy kan 'n perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. En dit gebruik ons partykeer vir iemand wat alle kanse al gehad het en hy wil nie verander nie, of iemand wat nie hulp wil aanvaar nie. 'n Perd gaan nie water drink as hy nie wil water drink nie, tensy jy hom sout gee. Sout maak goed dors. Sout laat goed wesens, diere, mense smag na water. Wees sout. Gaan maak die mense dors vir die lewende water. Hoe kry jy mens dit reg? Jy kry dit reg wanneer iemand na jou toe kom en sê, hierdie moeilike goed het met jou gebeur, wat glimlag jy nog? Jy kry dit reg wanneer mense sê, jy gaan deur 'n moeilike tyd, hoe bly jy nog hoopvol? Jy kry dit reg wanneer mense sê, ek weet jy het so baie verloor, hoekom is jy nog dankbaar? Wees sout.
wees lig. Amen. Here, U het die wêreld gered. Ek hoef dit te doen nie. U het alles gedoen wat nodig was om gedoen te word. U het die koninkryk gebring, die koninkryk is op hande, ek giet so, die koninkryk is teenwoordig. Maar dan sê U vir my, wees sout, wees lig. Gaan bewaar, gaan preserveer. Gaan keer die verval in jou klein krinietjie, gaan werk die vrot tee. Gaan skyn jou lig voor mense, dat hulle die goeie werke kan sien, om jou Vader te verheerlik. Ek wil sout wees, Here. Ek wil lig wees. Tot U eer en hy dankbaarheid.